Kom ons bid nou ook een van daardie gebede wat die kerk deur al die eeue heen gebid het. Kom ons bid saam. God van tweede kanse en oorbegin. Dit verstom my altyd weer dat U kies om my in U koninkryk te gebruik. U gebruik my soos ek is. Onvolmaak, met foute, gewoon. Soms geneig om nie my beste te gee nie en geneig om foute te maak, te struikel en te val. Maar U genade is altyd groter as my foute en mislukkings. Dankie o Here, dat U my gebruik ten spyte van myself. Volmaakte God, herinner my gereeld dat in U oë mislukking nooit finaal is nie. Deur U genade stel U my in staat om met my mislukkings konstruktief om te gaan en met ander se foute geduldig te wees. Laat dit so wees. Amen. Een van my teologiedosente, professor Julian Miller, vertel dat hy die week van Kersfees in die koerante lees van 'n tragiese windbuksongeluk waar 'n 11-jarige seentjie raak geskiet is en oorlede is. Hy en sy boetie wat 9 jaar oud was, het op die plaas lekker gespeel op hulle oupa se plaas en die klein seentjie het nie geweet dat die windbuks gelaai is nie en hy het dit opgetel en 'n skoot het afgegaan en dit het die seentjie tussen 2 ribbes in die hart getref. Hy sê dis amper so tragies dat ons nie daaroor wil praat nie. Dat ons nie wil spekuleer oor wat gebeur het en hoe dit gebeur het nie. Maar hy sê dat een van die opmerkings van die mamma van die seuns het hom bygebly. Die duiwel is listig, het sy aan die koerante gesê. Bedoelende dat die duiwel agter dit alles sit en op die ou einde verantwoordelik gehou kan word vir hierdie groot hartseer. Prof Miller sê dat dit hom herinner aan sy eie ma, wat hulle as klein seentjies op die plaas gewaarsku het om versigtig met die windbuks te speel. Sy het altyd vir hulle gesê, onthou, die ou duiwel sit 'n koeltjie in die loop en laai die geweer as jy nie kyk nie. Daarmee wou sy net seker maak dat hulle ekstra versigtig is as hulle met die windbuks speel en dat hulle nooit net moet aanneem dat dit nie gelaai is nie. Dit is heeltemal iets anders as om die skuld van 'n ongeluk na die tyd vir die duiwel te gee. Soos ons cricketlegende Hansie Cronje, wat destyds nadat hy uitgevang is vir wedstrydknoeiery, ook die duiwel en die wêreld die skuld gegee het. Die vraag vanoggend is: met watter wysheid of dwaasheid gaan ons deur die lewe? En leer ons kinders om deur die lewe te gaan? Dis sekerlik 'n baie belangrike vraag as ons in ag neem dat ons weer aan die begin van 'n nuwe jaar staan. Dat ons pas die geboorte van Christus gevier het, dat ons oor 'n week van nou af 'n klomp babietjies doop, dat ons oor 'n paar dae van nou af ons eie gewone roetine en ook ons kinders se roetine afskop. Die vraag is: met watter dwaasheid of wysheid gaan ons deur die lewe en leer ons kinders om deur die lewe te gaan? Wat is die boodskap waarmee jy in 2016 instap? Wat sê die draaiboek in ons koppe oor hoe ons dit wat hierdie jaar gebeur gaan beoordeel? In eenvoudige woorde is die vraag vanoggend: wie laai die geweer? Ek vermoed dat die Bybel ons vanoggend 'n antwoord kan gee. Nou tradisioneel word die boeke van die Bybel in afdelings ingedeel. Afdelings soos wetsboeke, boeke wat ons leer van die wet van God. Geskiedenisboeke, wat ons leer van die geskiedenis van God se volk. Liedere, waar ons die goed en die sleg hoor van die ervarings van God se volk. Profetiese boeke, waarin ons hoor dat God profete stuur om aan sy volk boodskappe te bring.
Dis die Ou Testament. In die Nuwe Testament kry ons evangelies wat ons vertel van die lewe van Christus. Ons kry 'n klomp briewe wat in die eerste eeu tussen gemeentes gesirkuleer het en 'n klomp ander afdelings. Die afdeling wat vanoggend vir ons van belang is die wysheidsliteratuur in die Ou Testament. Nou hierdie afdeling bestaan dan uit Spreuke, Prediker, Klaagliedere, Job en Psalms. En wat die naam sê, dit is die gedeelte in die Bybel wat wysheid oordra. Wat die wysheid wat God se volk opgedoen het, oordra aan die volgende geslag gelowiges. Maar in hierdie afdeling kry ons 'n baie bipolêre boodskap oor die lewe. Die boodskap van die wysheidsliteratuur het twee pole of twee kante. Daar word in een ding gesê en dan in die volgende asem word daar iets gesê wat presies die teenoorgestelde klink as wat aan die begin gesê is. Die een oomblik word gesê dat die lewe op 'n basis van oorsaak en gevolg werk. Dat as jy goeie dinge doen, sal jy goed kry. Sal die resultate positief wees, sal die uitkomste ook goed wees. En natuurlik andersom. As jy sleg doen, is die uitkoms negatief. En dan net in die volgende oomblik, dan verseker die wysheidsliteratuur vir ons, dat dit glad nie is hoe die lewe werk nie. Dat wat jy doen en hoe jy leef geen invloed het op die uitkoms nie. Nou dit mag klink na twee teenstrydige boodskappe. Twee wat mekaar eintlik uitskakel. Maar dit is juis in die kombinasie van hierdie twee pole waar die eintlike boodskap deurkom. Dis eintlik twee kante van dieselfde muntstuk. Dit is die samehang van die twee wat vir ons presies wys hoe die lewe eintlik moet werk. Kom ons kyk 'n bietjie na die twee pole aan die hand van 'n paar tekste uit Spreuke en Prediker. Spreuke 27 vers 17 sê: "Yster slyp yster, vriende vorm mekaar." Wat vir ons probeer sê dat as jy hard werk aan 'n vriendskap, as jy alles gee wat jy het, sal daardie vriendskap 'n sukses wees. Sal dit 'n goeie vriendskap wees. Vers 18 sê: "Wie sy vyeboom versorg, sal vye hê om te eet. Wie omsien na sy werkgewer se belange, sal daarvoor eer ontvang." Met ander woorde, as jy dit wat vir jou brood en botter gee oppas, as jy daarna kyk, sal jy altyd aanhou eet. As jy goed doen, sal jy eer ontvang. Spreuke 17 vers 14 sê: "Om 'n rusie te begin is om 'n damwal te breek. Staak liewer die getwis voor die vloed jou tref." Met ander woorde, daar is hierdie gelykenis, vergelyking, dat 'n rusie gelyk is aan 'n damwal wat breek. So as jy die rusie uitskakel, sal die vloed jou nooit ooit tref nie. Sal rusie nooit deel wees van jou lewe nie. Spreuke 25 vers 16 sê: "As jy op heuning afkom, eet net tot jy genoeg het. As jy te veel eet, word jy naar." Met ander woorde, as jy gulsig is die resultaat sleg, negatief, naarheid. Spreuke 17 vers 15, "As jy goed met kwaad vergeld, sal die kwaad nooit uit jou huis wyk nie." Met ander woorde, die resultaat van kwaad is kwaad en andersom. Spreuke 20 vers 4, "’n luiaard ploeg nie in die saaityd nie en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie." Met ander woorde, wat jy saai, sal jy maai. Of dan in hierdie geval, wat jy nie saai nie, sal jy dan nie maai nie. Wat ons lees in die wysheidsliteratuur is dat oorsaak en gevolg is gelyk. Dis direk eweredig aan mekaar. Dat wat jy doen 'n gevolg verseker. Dat daar sekere aksies is wat versekerde reaksies tot gevolg het. Dit noem ons die default posisie. Nou default, vir die van julle wat dit nou nie so goed ken nie, is die verstek posisie, die vooraf op geselekteerde
settings, factory settings, waarna jou selfoon of jou rekenaar terugkeer voor veranderinge. Dis in jou gemaksone, dis waarop jy terugval, dis dit wat maklik van self na vore kom. Dit is wat die wysheidsliteratuur beteken. Dat hierdie oorsaak en gevolg skema is ons default. Dis wat maklik na ons toe kom as ons met geloofsgoed te doen het. Soos die wysheidsliteratuur sê, as een ding gebeur, sal die volgende volg. As ons goed doen, sal dit met ons goed gaan. As ons goed doen, sal Christus by ons wees en ons seën. Die probleem is nou egter, dat hierdie eenvoudige default posisie, hierdie oorsaak-gevolg skema, vir baie sogenaamde godsdienstige mense, die enigste skema is wat hulle ken, en die enigste een is waarmee hulle leef, jaar in en jaar uit, sonder om uit dit uit te groei. Met ander woorde, die hele lewe werk vir hulle, volgens hierdie eenvoudige oorsaak en gevolg skema. Wat beteken dat, altyd, sal ons soek na 'n verduideliking. Altyd sal ons soek na die oorsaak van dit wat gebeur het. Elke ding is iemand of iets se skuld. Want die skuld is baie keer vir ons te swaar om te dra. Die vraag oor wie die geweertjie gelaai het, of wie nou eintlik onverantwoordelik was, is eenvoudig vir ons te moeilik om te antwoord. En dan is die maklike uitweg, die default antwoord, is dan om die vinger na die duiwel te wys, of na God toe. Hierdie soort default teologie, los ons met 'n godsdiens wat ons nie kan troos nie. Wat ons nie berusting gee na hartseer, of na 'n lewenservaring nie. Dit gee goedkoop antwoorde, wat ons nie beter laat voel nie. Hierdie oorvereenvoudigde skema, wat sê dat alles verklaar kan word in terme van straf en beloning. Dit veroorsaak dat ons 'n harde, genadeloose godsdiens beoefen. Maar, nou sê die wysheidsliteratuur ook iets anders. Kom ons kyk 'n bietjie na die ander kant van die wysheid. Dis is asof die leraar, die skrywer van die wysheidsliteratuur, definitief twee dinge wil sê. Aan die een kant vertel hy van hierdie default posisie, hierdie oorsaak is gelyk aan gevolg, dis hoe die lewe werk. Maar aan die ander kant, in die volgende asem ondermyn hy die default posisie en hy gee 'n alternatiewe perspektief. Kom ons lees. Prediker 11 vers 6. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal oes lewer nie, en of albei ewig goed sal wees nie. Want jy weet nie, of die oggend of die middag se oes die beste gaan wees nie. Want daar is nie net voorspelbare dinge in die lewe nie, daar is ook 'n klomp onvoorspelbare dinge. Aan die een kant word die default posisie verkondig. Dis die logiese wysheid, dat sekere dade bring sekere gevolge tot stand. Dit is tog logies. Dat ons sien dit in ons lewe, dat goeie dade beloon word en dat slegte dade gestraf word, dis so. Maar aan die ander kant word ons ook herinner, dat hierdie lewe baie meer misterieus en ingewikkeld is as dit. Dat die lewe nie so eenvoudig is, soos oorsaak is gelyk aan gevolg nie. Dat sulke logiese antwoorde nie altyd voldoende is nie. Kom ons lees Spreuke 10 vers 22. Dit is die seën van die Here wat rykdom bring. Jou geswoeg, laat dit nie meer word nie. Met ander woorde, niks wat jy doen, kan jou seëninge meer maak nie. Dit hang van God af. Spreuke 19 vers 21, al maak mens hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. Met ander woorde, jy kan beplan en jy kan werkskaf en doen net wat jy wil, maar op die ou einde staan die Here se besluit. Spreuke 21 vers 30, teenoor die Here geld geen menslike wysheid, insig of besluit nie.
Met ander woorde, jou menslike pogings is niks in vergelyking met God se wysheid en insig en besluite nie. Spreuke 21 vers 31, perde kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Met ander woorde, jy kan jouself voorberei met al jou mag, maar die oorwinning of die verloor kom van die Here af. Dis nou wat die wysheidsliteratuur aan die ander kant van die muntstuk sê. So die konklusie is baie duidelik. Daar is 'n uitgangspunt, daar is 'n default posisie wat eerbiedig moet word. Ons kan nie daarvan wegkom dat die lewe 'n harde logika het nie. Dat goeie dinge goeie resultate het en dat slegte dinge slegte resultate het, dis so. Ons kan daarvan getuig. Maar dit is net die logika. Dit is nog nie ware wysheid nie. Die wyse man besef dat die lewe nie met die default posisie kan werk nie. Die misterie van die lewe is baie groter en baie dieper as net dit. Maar ongelukkig vind ons baie min ware wysheid by sogenaamde godsdienstige mense vandag. Die dinge by hierdie mense, by ons, loop op een van twee maniere skeef. Ons hou by die eenvoudige skema van oorsaak en gevolg, maar dan gaan ons verder en ons probeer God in dit in manipuleer. Met ons gebede en met ons uiterlike vroomheid probeer ons God aan ons kant te laat speel. Ons sal reg doen, ons sal goed doen, ons sal gehoorsaam wees, maar dan beter God dit sien en ons daarvoor beloon. God beter ons nie in die steek laat nie. En ons herinner hom gereeld dat ons sy goeie, gehoorsame kinders is en dat ons as gevolg hiervan beloon moet word. Sukses godsdiens noem hulle dit en ons sien dit baie in ons sportskringe. Dit is een van die maniere waarop ons afdwaal van ware wysheid. Die tweede dwaling noem die slim ouens defaitisme. Dit is om weer net aan die tweede pool vas te hou en te sê, God gaan in elk geval sy eie gang, so hoekom sal ek nou sukkel? God is in elk geval die oorsaak van alles. Hy besluit alleen oor alles. Daarom is wat ek doen en wat ek besluit en wat ek beplan in elk geval sinneloos. Hierin word God, of dan die duiwel, verantwoordelik gehou vir alles wat verkeerd loop. Die nazi-wreedhede van die Tweede Wêreldoorlog, die koeltjie in die windpiks, El Nino en die droogte, die hartaanval en die kanker. Dis God se wil. God het 'n plan hiermee. Dis die duiwel se skuld. God wil ons iets hierdeur leer. God of die duiwel straf ons hiermee. Dit hoor ons baie. As ons mekaar probeer troos oor die hartseer in ons lewe. Albei hierdie posisies, die default posisie van oorsaak en gevolg en ook die defaitisme waar ek sê dat ek in 'n geval nie 'n invloed het nie. Albei hierdie posisies veroorsaak 'n godsdiens wat my en jou nie kan troos nie. Dit veroorsaak 'n godsdiens wat jou en my nie kan help met mislukking en verlies en lyding nie. Dit help ons nie om dit te verstaan nie en dit help ons nie om dit te verwerk nie, want God is slegs aan die positiewe kant van dinge. Of dit los ons met 'n godsdiens wat raad op is oor 'n God wat magteloos toekyk hoe dinge skeefloop en niks daaromtrent doen nie. En dit veroorsaak dat 'n klomp mense ongelowig raak en na ateïsme gedryf word. Dit lyk vir my of die wysheid van die Ou Testament ons wil help om ontslae te raak van hierdie oorsaak en gevolg skemas, waar God die oorsaak van alles gemaak word. En as dit nie vir ons uitwerk nie, dan blameer ons die duiwel. Met die implikasie dat God magteloos is teenoor die duiwel. Dit kan tog nie.
Ons glo dit tog nie. Die wysheidsliteratuur sê nee. Hy sê nie een van hierdie twee pole gaan werk vir ons nie. Dat as ons ware, wyse gelowiges wil wees, dan moet ons iets in die middel van hierdie twee pole ontdek. Die wysheidsboodskap van die Ou Testament sê, jy is verantwoordelik vir jou eie lewe, vir jou besluite, vir jou planne. Aanvaar dit en gaan leef reg. Want jou aksies het 'n klomp gevolge. Maar staan ook in verwondering oor die meer van die lewe, die dieper werklikheid wat vir ons onbegryplik is, die misterie wat vir ons onverstaanbaar is. Ons verstaan baie keer nie hoekom dinge gebeur soos dit gebeur nie. Maar ons hoef dit nie te verstaan nie. Dis oukei om nie te verstaan nie. Want daar is 'n misterie wat groter is as ons en wat vir ons onpylbaar is. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Al voel jy is geregtig daarop. As ons kan vrykom van hierdie rigiede idee dat God net in die goeie, in die oorwinning, in die sukses, in die gesondheid gevind kan word, kan ons dalk weer leer om God te ontdek en te ontmoet in die nederlaag, in die ongeluk, in die siekte en in die dood. Om met hierdie bipolariteit te leef en om dit aan ons kinders te leer is nie maklik nie. Die eenvoudige default skemaatjies van oorsaak en gevolg is baie makliker om te verstaan en om oor te dra. Maar dit is die uitdaging. En dit is wat dit beteken om 'n wyse gelowige te wees in plaas van 'n dwaase godsdienstige. Mag ons bevry word van ons default teologie, van ons maklike, goedkoop antwoorde, en mag ons hierdie jaar meer deurdrenk word met die misterie van God. 'n Misterie teologie. 'n Teologie wat ons in staat stel om die ongelooflike woorde van Handelinge 17 te ontsluit. Mag ons in 2016 in die misterie ontdek dat ons 'n God het in wie ons leef, beweeg en bestaan. Amen. Kom ons sit net so en dan doen ons elkeen 'n stil gebed.